gemaak by Hebreërs hoofstuk 1. En ons kyk vandag na onderwerpstudies, ons gaan oral oor in die Bybel wees, maar ons gaan hier begin en aan 'n paar tekste hier in Hebreërs hoofstuk 1 eerste raak. Nou ek wil jou vra, weet jy wat 2026 vir jou inhou? Weet jy wat 2026 vir jou inhou? Wel, ek weet ook nie. Okay? Ek weet ook nie. Baie dankie aan hy. Van julle is nou klaar met skool en ander van julle is klaar met universiteit en daar is onsekerheid en daar is opwinding vir die jaar wat voorlê. Ander van julle begin by 'n nuwe werk. En dit bring onsekerheid ook en jy weet nie wat voor lê noodwendig nie. Ander is daar baie veranderinge by die werk. En dit mag onsekerheid bring. En dan is daar van ons wat dink, well, same old, is maar net nog 'n jaar, ons gaan seker maar dieselfde wees. En ons gaan geskok wees wanneer daar iets swaars of moeilik of opwindends en onverwags gebeur met ons. Ons weet bloot net nie wat die jaar inhou nie. En wat gaan jou help in hierdie onsekerheid, onskymigheid van so 'n jaar? Wat gaan jou help om blymoedig te kan bly? Wat gaan jou help om werklik vrede te kan hê? Wat gaan jou help om werklike geluk te kan hê en gelukkig te kan wees? En ek dink deel van die antwoord lê in 'n kort versie in Filippense 4 en is nie vers 6 nie. Ja, ons dink baie keer, wees oor niks bekommerd of besorgd nie. En dit is waar, en daai vers gaan jou ook help, maar ek dink aan vers 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dis 'n opdrag. Ons moet onsself verbly in die Here en ons moet dit die hele tyd doen. Verbly in die Here, ek herhaal, verbly Here. Maar hoe kan ons onsself verbly in die Here? Hoe kan jy jouself verbly in die Here? Wel, jy kan jouself verbly in die Here deur om te kyk na dit wat Christus reeds vir jou gedoen het in die verlede. Jy kan kyk na Jesus se menswording, jy kan kyk na sy perfekte lewe in jou plek, jy kan kyk na die feit dat hy gesterf het vir jou sonde, dat hy uitgeroep het, dit is volbring, dat hy God se toorn alles geabsorbeer het, God se toorn vir sonde bevredig het. En jy kan kyk aan dat Jesus opgestaan het uit die dode en dat hy opgevaar het. En al hierdie dinge kan vir jou help om jou blydskap in Christus te kan vind. Jy kan deur hierdie dinge kyk en jouself verbly in die Here. So jy kan kyk na Jesus se voltooide werk, dit wat hy reeds gedoen het. En hierdie is 'n wonderlike manier om jou te help om jou te verbly in die Here. Die Here Jesus het die volle prys betaal, versoening is gedoen en daarom sit hy aan die regterhand van die Vader, soos Hebreërs 1 vers 3 vir ons sê. En kyk daarna in julle Bybels, daai laaste gedeelte van vers 3. Sê nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So daar's iets wat hier gekommunikeer word vir ons van Jesus se werk wat klaar is. Hy sit. Die prys is betaal. Die werk om redding te behaal is voltooi. Jesus sit aan die regterhand van God. En hierdie is rede om blymoedig te wees in 2026. So jy kan jouself verbly in die Here deur om te kyk na sy voltooide werk. Maar jy kan jouself ook verbly, moontlik selfs beter verbly, dalk meer standvastig tot 'n mate verbly, deur om te kyk na sy aanhoudende werk. Om jou oë en jou aandag en jou gedagtes te rig na dit wat Christus steeds besig is om te doen. En ek wil vandag juist kyk na Jesus se aanhoudende werk. En ons wil dit doen sodat ons nou in hierdie volgende 30-40 minute onsself sal verbly in hom, dat ons nou sal blydskap vind in hom. Maar ons wil dit ook doen sodat in die jaar wat kom, jy kan aanhou jouself verbly in hom. Maar ons moet goed verstaan,
Ons om hierdie te kan doen, om werklik dat Christus homself vir ons openbaar en ons onsself verbly in hom, is ons afhanklik van hom. En ons moet bid. So ons gaan nou bid en ons gaan hom vra, Here, openbaar u self aan ons nou, wys u self vir ons, en mag daai beeld, dit wat ons sien en leer oor u, mag dit ons help dan in hierdie jaar, om aan te hou u te verheerlik, aan te onsself te verbly in u. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons kom na u toe en ons is afhanklik. Here, ons gefalle natuur, ons ou vlees, maak dit vir ons onmoontlik om van ons eie af en uit ons eie uit u reg te kan sien. En Here, selfs wanneer ons waarhede dan sien en hoor van u, om dit reg te kan geniet en regtig ons vreugde in u te vind. Ons bid Here dat u nou sal kom en ons sal help deur u woord en die waarheid te beweeg, Here, dat ons sal verbly in u. En dat u jouself sal openbaar aan ons en dat hierdie ons sal help om in hierdie jaar wat kom vir u te lewe en gehoorsaam te wees en u te verheerlik. Vader, Seun, Heilige Gees. Amen. So Jesus het nie net aarde gekom en redding behaal en toe opgevaar en nou sit hy aan die regterhand van die God die Vader en hy doen niks nou nie. Hy is nie besig om te sit aan die regterhand van die Vader en niks te doen nie. Maar Jesus het aanhoudende werk waarmee hy besig is. En van hierdie ken jy dalk goed, maar as jy soos ek is, dan ken jy oor die algemeen Jesus se voltooide werk beter as Jesus se aanhoudende werk. So as ek jou vra om 'n lys te maak van al die dinge waarmee Jesus nou tans besig is, hoe maklik gaan dit wees en hoe lank gaan jy lys wees as ek jou vra alles wat hy klaar gedoen het, sy voltooide werk. So ons opskrif vir vandag wat ons wil na kyk is Jesus se aanhoudende werk en jou 2026. So waarmee gaan Jesus besig wees in 2026? En ons begin hierso in Hebreërs 1 vers 1. So lees saam met my. Dis nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese en luister na hierdie woorde, alle dinge dra deur die woord van sy krag. Jesus hou alles in stand. Jesus hou alles in stand. Wanneer ek sê in die 53 die ou vertaling hierso, as dit sê alle dinge dra, dan bedoel dit dat hy's besig om alles in stand te hou. Dis wat die 2020 sê, hy hou alles in stand, sê die 2020. Ons kan vra, wat hou Jesus in stand? En die antwoord is, alles. Alle dinge, sê die ou vertaling. Hy hou alles in stand. So Jesus hou alle dinge in stand, hy hou die groot dinge in stand. Okay, so hy hou die son en ek moes dit gaan opsoek het, 206 triljoen sterre in stand. Okay, ek weet nie of enigiemand van julle al daai denominasie gehoor het van 'n syfer nie. Okay, maar dit is 2 met 23 nulle agterom. Okay, 2 maal 10 tot die mag 23 sterre. En Jesus hou die son in stand en hou al die sterre in stand. Hy ken almal van hulle se name. Hy het hulle almal name gegee. Hy hou swaartekrag in stand. Hy hou die beweging van die aarde om die son in stand. Hy hou die maan in stand. Hy hou die see en sy getye in stand. Hy hou die seisoene in stand. Hy hou die weerpatrone in stand. Alle groot en magtige dinge word deur Jesus in stand gehou. Kyk, maar hy hou alle dinge in stand, so hy hou ook die klein dingetjies in stand. Hy hou voeltjies en wurmpies, mure, elke bakterie, elke selletjie, elke atoom, elke proton, elektron, neutron en wat ook al nog kleiner is as dit, hou hy in stand. En een van julle het juis hierdie week met my gepraat presies oor hierdie. Hierdie man het my gesê dat God al die sterre in stand hou en dat hy elke atoom beheer. En toe het hy vir my met passie gesê, as daar een atoom is wat God nie in beheer van is nie, dan is God nie meer God nie. En hy's reg. God
Hou alles in stand en hou alles in stand deur Jesus. So wat gaan Jesus doen in 2026? Hy gaan alles in stand hou. Al die groot dinge en al die klein dinge. En hierdie waarheid is nie net wonderlik nie, dit is ook prakties. Want as God deur Jesus in beheer is van die groot goeders en die klein goed, dan is hy ook in beheer van jou en in beheer van 2026, in beheer van jou lewe. Hy hou jou dus in stand. Elke haar op jou kop is getel, né? Lukas 12 vers 7. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies wat hy ook in stand hou en voorsorg. So elke, ons kan dit nog kleiner maak as hare, DNA stuk in jou, elke RNA stuk in jou, elke proteïene salletjie in jou word in stand gehou deur Jesus. Elke dag van 2026 wat God jou gee, word jy in stand gehou deur Jesus. En nou kan ons vra, hoe doen Jesus hierdie? Hoe hou hy alles in stand? Wat het hy alles nodig? Wat gebruik hy alles om hierdie te kan doen? Is dit dat Jesus is besig om die gereedskapstuk, net die goddelike toolbox wat hy het, alles uithaal? En hy moet elke liewe gereedskapstuk wat hy het, na sy beskikking, moet hy gebruik om net in beheer te wees en alles in stand te hou. Is dit asof hy alles moet insit? Nee, kyk wat sê die teks. Alle dinge dra deur die woord van sy krag. Die 2020 vertaling sê, hy hou alles in stand deur sy magtige woord. So Jesus hou alles in stand deur sy woord. Hy hoef net te praat en hou alles in stand. Nou julle hoe God alles begin het. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God praat net en hy skep, hy begin alles uit niks uit nie en God praat net en hy hou alles in stand. Maar dit is spesifiek dat God skep deur Jesus Christus en God hou alles in stand deur Jesus Christus, deur sy woord. Maar wat 'n ongelooflike, magtige, almagtige, soewereine God dien ons nie. Maar hoe werk dit? Sy sê deur sy woord, sy kragtige, sy magtige woord. Deur watter woord van Jesus hou hy alles in stand? Wel eerstens deur sy eternal decree. Dit is makliker in Engels hierdie net. Eternal decree, in Afrikaans sy ewige woord van beskikking. Dis hoe hy alles in stand hou. God het gesê en bepaal hoe alles gaan gebeur. Jesaja 46 vers 9 en vers 10. Sy dink aan die dinge wat van tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, want ek kan hierdie dinge doen. Ek kan die toekoms bepaal ek. Kyk maar vers 10. Wat van die begin af verkondig het die einde. Hy het gesê en dis hoe dit gaan wees. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. So God het voor die grondlegging van die wêreld bepaal presies hoe alles gaan uitspeel en uitdraai. Hy het bepaal wanneer jy 'n haar van jou kop af gaan verloor. Dis nie asof God elke keer wat jy gaan stort weer gou moet sê, "Oké, wag, stop 'n bietjie. Oké, tel dit gou op nie." Hy hoef nie. Hy het geweet wanneer dit gaan gebeur. Hy het bepaal wanneer dit gaan gebeur. Hy het met sy woord dit gespreek, sê. So Jesus se ewige magswoord hou alles in stand. Nou dit kan onpersoonlik voel. Kan voel asof so sit Jesus net daar ernstig en hy het dit gesê al klaar en nou sit hy maar net en kyk hoe dit uitspeel. En dis nie waar nie. God se ewige woord, of God het in sy ewige woord dat hy bepaal dat hy persoonlik deur Jesus betrokke gaan wees om alles te laat gebeur. Dan hy bepaal hoe hierdie gaan werk en hy het bepaal deur daai woord dat hy gaan persoonlik betrokke wees, spesifiek deur sy seun en deur sy gees by ons. So Jesus het persoonlik mens geword
Jesus het persoonlik duiwelsuiwit gedra. Hy het persoonlik die mense gevoed, soos ons vandag gesien het. Hy het persoonlik sy disippels geroep. Hy het persoonlik gesterf op die kruis. Hy het persoonlik opgestaan. En hy is steeds persoonlik besig om sy ewige woord uit te voer in jou lewe. Hy is persoonlik betrokke by elkeen van ons, by alles van ons. Aan die groot dinge, aan die klein dinge. So Jesus gaan in 2026 persoonlik alles in stand hou. En hierdie is rede genoeg vir jou om vrede te kan hê in 2026. En hierdie is rede genoeg vir jou om blymoedig te kan wees in hom, in wie hy is en wat hy doen. Jesus is in beheer. Hy hou alles in stand. Jy hoef nie angstig te wees nie, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan in vrede en in vreugde leef. Ons gesien eerstens, Jesus hou alles in stand. En as ons net verder kyk hierso in Hebreërs 1, vers 3, dan sien ons nog 'n gedeelte van Jesus se aanhoudende werk. Kyk na vers 3 weer. Sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, daarso sy voltooide werk, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So Jesus het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Dit beteken hy regeer. Dis wat hy posisie beteken. So tweedens, Jesus regeer. Jesus hou alles in stand en hy is in beheer van alles, so hy is die soewereine koning van die heelal. Hy's 'n koning soos wat 'n koning behoort te wees, wat werklik in beheer is. En onthou julle wat Jesus vir sy disippels gesê het, net voor hy vir hulle die groot opdrag gegee het, net voor hy gesê het, gaan maak disippels? Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So Jesus het alle mag. Hy sit in die hoogste magsposisie, hy sit aan die regterhand van God, die Vader. En ons soveel tekste wat hierdie sê, bly in Hebreërs 12 vers 2, hy sê ons moet ons oë gefestig hou op Christus, nee, soos dat ons laste en ons sondes aflê, ons oë gefestig hou op Christus, die leidsman, leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat van hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterheid van die troon van God gaan sit het. En hierdie sê dat Jesus het daarso deur die kruis gegaan, so hy het oorwin, hy het dood oorwin, hy het Satan reeds die deurslaggewende hou gegee. Satan het hom aan die hakskeen gebyt, ja, maar hy het Satan se kop gemorsel op die kruis. En toe hy opgestaan het. En nou sit en regeer hy reeds aan die regterhand van God en hy gaan eendag terugkom om die oorwinning wat hy reeds behaal het, net finaal te kom toepas. En hierdie is wonderlike nuus vir my en vir jou in 2026, is dit nie? Wie weet wat gaan die groot nasies van ons wêreld, met China, Rusland, VSA, wat gaan hierdie ouens doen? Wat gaan ons regering probeer aanpak hierdie jaar? Wat gaan gebeur? Maar ons weet, soos hierdie glo, dat Christus regeer eintlik. Hy is in beheer. Alles voer op die ou ende sy plan uit. Hy is die koning wat daar sit op daai posisie. In Kolossense 1 vers 15 en 16 maak hierdie vir ons so duidelik. Dit sê hy is die beeld van die onsigbare, die eerstgeborene van die hele skepping, en daai beteken die vernaamste ene, die belangrikste ene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. En kyk nou hierna, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Is tot hom geskape, want hy is daai koning wat regeer. So alle mag is geskape vir Jesus. Alle mag is ondergeskik aan hom, hy regeer. En hierdie is 'n wonderlike rede vir ons om ons te verbly in die Here, soos Psalm 97 vers 1 sê. Die Here is koning. Skryf die Psalm en hy roep dit uit, die Here is koning. Laat die aarde juig. Omdat Jesus koning is, kan ons juig.
Kan ons bly wees, kan ons blymoedig wees. As jy sy kind is, het jy rede om blymoedig te wees in 2026. Jou God, jou Vader regeer. En sy seun, jou geestelike broer, sit op die troon langs aan hom. So wees bly. Jesus regeer. Maar luister nou net na 2 psalms verder hoe dit begin. Psalm 99 vers 1. Die Here is koning, laat die volke bewe, bang wees, angstig wees. God en Jesus is regverdige konings wat die wat sonde doen moet straf. Hulle sal regverdigheid laat seëvier. En die probleem is, ons is nie regverdig nie. Ek het gesondig, jy het gesondig. En jy het die koning van die koning het jy nie vereer as koning nie, jy het ander dinge vereer as koning in jou lewe. En dus moet die almagtige koning jou straf. Die Here is koning, laat die volke bewe. Maar Jesus het gekom. En hy het reeds die straf geneem in jou plek, en hy het reeds die prys betaal, en as jy glo in hom as jou redder en jou Here, jy het ware reddende geloof, dan is daai straf vir sonde hanteer, en dan kan jy uitroep, die Here is koning, laat die aarde juig, laat ek juig, want my koning, my God, my Vader, hy regeer. Maar dis nie al nie, Jesus is besig om alles in stand te hou, Jesus regeer, maar hy tree ook vir ons in elke dag by die Vader. Blaai na Hebreërs 7 toe. Ons sien hier Hebreërs 7 vers 25. So Jesus tree vir ons in. En in Hebreërs 7 is die skrywer besig om 'n punt te maak dat al die vorige hoëpriesters kon nie werklik sonde hanteer nie, hulle kon nie werklike redding bring van sonde nie, want hulle almal gaan dood. Okay, en dan is hulle tydperk verby en dan moet 'n nuwe een inkom. So hulle maak dit nooit klaar nie. Maar Christus is vir ewig. Christus is vir ewig. Kyk na Hebreërs 7 vers 24. En hierdie is pragtig. Sê maar hy in kontras met hierdie hoëpriesters wat heeltyd sterf van ons 'n nuwe ene, omdat hy vir ewig bly besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Hy hou dit vir altyd, met die ewige priesterskap. Kyk nou na vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jesus tree vir ons in. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy tree vir ons in by die Vader. En omdat hy die dood oorwin het en vir ewig lewe as God en mens, kan hy volkome ons red. Dis die woorde van die ou vertaling, volkome red. Want daai is so ryk. Ek wens julle het Grieks verstaan, okay? Julle kan kyk nou, maar ek gaan julle die rykheid daar verduidelik deur al die verskillende vertalings na te kyk. Die 83 sê eens en vir altyd verlos. Die NASB sê to save forever. Die ESV sê to save to the uttermost. Die NIV en die NET sê to save completely. En daai idee van forever, uttermost, completely, as jy dit bymekaar sit, dis wat hierdie kommunikeer. So hy red ons volkome, volledig tot die einde toe. Dis wat hy kommunikeer. Want hy leef vir altyd. En hy tree vir altyd vir ons in by die Vader. Elke oomblik. So deel van Jesus se werk, wanneer hy aan die regterhand van God die Vader is om vir ons in te tree by die Vader. En hy hoef nie, menslik gesproke, hoef hy net oor te leen en in die Vader se oor te fluister. Daai is myne. Ek het die prys betaal vir daai. Hy's daar. Hy sit aan die regterhand van God, die Vader. Maar waarvoor tree Jesus vir ons in? Waarvoor gaan Jesus vir jou intree in 2026 as jy sy kind is? In watter omstandighede het ons sy intrede nodig? Wel, ons het intrede nodig beslis wanneer ons sondig. En dis beskuldig kan word van sonde voor God deur Satan.
Satan beteken die teenstander of die aanklaer, dit is sy karakter, dis wat hy wil doen. Hy wil mense graag aankla van sonde by God. Maar in daai omstandighede tree Jesus vir ons in. Romeine 8 vers 33 en 34 is pragtig. So wie sal beskuldiging inbring deur die uitverkorenes van God? So wie kan voor God gaan staan en sê, daai ene wat jy uitverkoor het, wat jy gered het, is skuldig. Dan sê God is die wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Jesus Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. So wanneer daar 'n beskuldiging inkom teen een van God se kinders, dat hulle gesondig het, dan sê Jesus, so te sê, sit dit teen my rekening. Vader, U weet ek het vir daai een reeds gesterf. Sy skuld is volledig betaal, hy is bekleed met my geregtigheid, ons het hom verklaar as vergewe en onskuldig en regverdig voor ons. Hy behoort aan ons. Jesus tree so vir ons in, elke dag, elke oomblik, en elke keer wat ons sondig ook. Hy tree vir ons in wanneer ons gesondig het. Verder het ons ook nodig dat Jesus vir ons intree wanneer ons geloof wankel. Weet dan ons geloof begin voel asof ons, ons 'n 3-poot stoeltjie, maar nou is daar net 1 poot oor. En jy probeer op daai ding die hele tyd sit. En jy voel jy gaan dit nie maak nie, jy gaan afval. Luister na hierdie interaksie tussen Jesus en Petrus oor Petrus se geloof. Lukas 22 vers 31 en 32. En Jesus sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jy geloof nie ophou nie. En as, en dis omtrent net die ou vertaling wat dit vertaal as, ander vertaling sal sê wanneer, en dis die regte vertaling. So wanneer jy eendag bekeer is, moet jy jou broeders versterk. So Petrus sal weer terugdraai en aanhou glo, want Jesus het vir hom gebid. Hy het vir hom ingetree. Sy geloof sal nie volkome val nie. Jesus tree in. Hy verseker dit. En hierdie is waar vir elke gelowige. Wanneer jou geloof begin wankel, dan tree Christus vir jou in by die Vader. Dan vat hy jou by die hand en hy hou jou veilig. Hy dra jou deur dit. Hy hou jou in sy hand. Elke ware gelowige sal volhard tot die einde toe, want Jesus tree in vir hom. Hy red volkome tot die einde, volledig. En ek bedoel, is dit nie wonderlik dat Jesus elke dag, die heeltyd, elke oomblik beskikbaar is, reg langs aan God die Vader om vir jou in te tree nie. En hy tref jou in wanneer jy sondig, en hy tref jou in wanneer jy swak is en jou geloof wil breek. Dis in 2026, wanneer jy gesondig het, draai na Christus toe. Bely jou sonde. Kies om met sy hulp weg te draai daarvan af, en hy sal vir jou intree. En wanneer jou geloof min raak, en jy begin moedeloos word, weet hy tree vir jou in, lig jou oë op na hom toe. Gaan na hom toe, vertrou hom. Bly jouself in hom. Maar omdat Jesus alles in stand hou, en hy jou koning is, hy regeer, en hy jou priester is wat vir jou intree, is hy ook die een wat jou bekragtig. So Jesus bekragtig ons. Galasiërs 2 vers 20. Jesus bekragtig ons. En sê, en ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hoe wonderlik is daai nie? Christus leef in my, deur die Gees. En dan sê hy, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So, dit wat hy reeds gedoen het, dit bemoedig vir Paulus, maar Paulus het ook Christus in hom, dit help hom om te kan leef vir God. So Jesus help ons om gehoorsaam te kan leef, om te groei geestelik. En hy doen dit deur die Heilige Gees wat in jou is. So Jesus is besig om ons te bekragtig, en waarvoor bekragtig hy ons? Vir gehoorsaamheid. Om te doen dit wat God wil hê ons moet. Jesus help ons dus wanneer ons sukkel met sonde. Hebreërs 4 vers 14 tot 16, baie bekende gedeelte. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het
wat deur die hemele gegaan het. Sy werk is nou klaar, sien ons. Naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons met swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So omdat ons hierdie hoëpriester het wat barmhartig is, hy verstaan ons swakhede, hy kan vir ons intree, hy's daarom vers 16. Laat ons dan, as gevolg van hierdie waarheid, met vrymoedigheid, daai woord is met alle openlikheid. Jy kom totaal en al oopgemaak. Hierdie is wie ek is, Here, hier is die struggles wat ek het, hierdie is wat met my aangaan. Okay, met alle openlikheid kom jy na die troon van die genade, sodat jy barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So Jesus help ons wanneer ons sukkel met sonde, wanneer ons versoek word, wanneer ons beproef word, dan help hy ons. Hy help ons om vir God te lewe. So in 2026, wanneer jy sukkel in swaar omstandighede, om vir God te lewe, gaan na Jesus toe. Hy is 'n barmhartige hoëpriester en hy sal jou help om vir God te lewe, selfs in en deur daai moeilike omstandighede, selfs deur daai versoeking. Selfs wanneer jy gesondig het en net wil opgee en nie wil weer opstaan en wil aanhou nie. So Jesus help ons om gehoorsaam te lewe. Maar hy bekragtig ons ook spesifiek om disippels te gaan maak. Matteus 28 vers 18. Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde." So daar's weer daai posisie wat hy het, daai mag wat hy het. En dan sê vers 19: "Gaan dan heen, omdat ek hierdie posisie het. Daarom kan julle gaan. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." En kyk hier na vers 20. "En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." Amen. Jesus wat as koning regeer en al die mag het, maak dit vir ons moontlik om te gaan evangeliseer, om te gaan disippels maak, om hulle te gaan doop en hulle te leer om alles te onderhou. Daai is 'n volwasse Christen. Volwasse Christene te maak. En hy gaan saam met ons, hy's al die dae saam met ons. So hy help ons om disippels te maak. En dis juist hierdie waarheid dat Christus het daai mag, het daai posisie en daarom kan ons gaan disippels maak. Dit is juist daai waarheid wat gemaak het wat John G. Paton in 1858 saam met sy vrou op 'n skip geklim het. Gaan dit na eilande waar daar kannibale is, wat 19 jaar voor dit daai selfde groep eilande, toe die sendinge afgelaai was, nog voor die skip ver genoeg weg was, hierdie kannibale gekom, die mense doodgemaak en hulle opgeëet. Selfde plek toe gegaan, want hy het hierdie geglo. En hy het daar gegaan en sy vrou het daar gesterf. Hy moes 3 dae lank op haar graf slaap, sodat hulle nie haar kom uitgerou nie. En dit is wat hy dan sê: "O Jesus, to thee alone be the glory. Thou hast the key to unlock every heart that thou hast created." So Christus, wat alle mag het, bemagtig ons, maak dit vir ons moontlik om evangelisasie te gaan doen en disippels te gaan maak en selfs na so 'n eiland toe te gaan. Ons kan in 2026 gaan evangeliseer en disippels maak en ander help om geestelik volwasse te word, want Jesus stel ons in staat. Hy bemagtig ons en hy is met ons tot aan die einde van alles. So Jesus bekragtig ons, hy bemagtig ons vir gehoorsaamheid en om disippels te gaan maak. En as jy besig is om gehoorsaam te lewe en jy's besig om geestelik te groei en jy maak disippels, wat noem ons daai? Vrug. En dit is tot verheerliking van God. En ons weet, dis wat Christus besig is om te doen. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En hierdie vrug hierso is evangelisasie. 'n Groot stuk van die vrug in Johannes 15 gaan oor ander te gaan die woord verkondig. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons gehoorsaamheid, vir God lewe, geestelik groei, evangelisasie, vrug dra. Want ons is in hom. Hy regeer, hy help ons, hy gee vir ons die vermoë om dit te kan doen.
So dit is wat Jesus besig is en gaan besig wees in 2026. Hy hou alles in stand, hy regeer, hy's besig om in te tree vir ons en hy's besig om ons te bekragtig en te magtig. Maar wat gaan hy nog doen in 2026? Hy gaan ons bewaar, hy gaan ons in stand hou, veilig hou, in sy hand hou. Hy gaan ons help om te volhard. Johannes 10 vers 27 en 28. Jesus sê, dis die gedeelte oor Jesus die goeie herder. En Jesus as die goeie herder sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So Jesus is besig om ons veilig te hou in sy hand. Sy soewereine, almagtige hand is besig om sy kinders veilig te hou. Jesus hou alles in stand, hy regeer, hy tree in vir ons, hy bekragtig ons en hy bewaar ons in sy hand. Johannes 6 vers 36, 38 en 39. Sê Jesus dieselfde tipe van dinge. Hy sê ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. So Jesus gaan elke ware kind van hom veilig hou in 2026. Hy sal hulle hou. Hy sal seker maak dat hulle nie verlore gaan nie. Dat ek weet almal wat God die Vader vir hom gegee het, dat ek daarvan nie een sal verloor nie. Hy sal seker maak dat hulle volhard tot aan die einde toe en dat hulle sal opgewek word in die laaste dag tot die ewige lewe. Maar nie dit sal verloor nie, maar dit opwek elke ene in die laaste dag. So ons kan volhard en ons kan blymoedig wees in alle omstandighede want Jesus hou ons veilig in sy hand. En blaai nou na Filippense 4 vers 19 toe. Filippense 4 vers 19. Tweede laaste een, amper klaar. Dis 'n wonderlike gedeelte hierso en Paulus skryf dit spesifiek vir die gelowiges daar in Filippi. Maar ek dink dit is van toepassing op ons almal. Ons moet dit nie misbruik hierdie vers nie. Maar hierdie is wat God sê. Filippense 4 vers 19. En God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Elke behoefte van ons vervul in sy rykdom deur Jesus Christus. God gee vir ons alles wat ons werklik nodig het en hy gee dit vir ons deur Jesus. En ek is oortuig dat hierdie is van toepassing op alle gelowiges. Ja, as jy dit reg verstaan, reg toepas. Want kyk wat sê die volgende vers, Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So Jesus sorg vir ons ware behoeftes. Hy sorg vir al ons ware behoeftes. Jy mag dalk in 2026 onder finansiële druk wees. Jy mag dalk gebrek hê, tekort hê. Maar alles wat jy werklik nodig het om vir God te kan lewe, okay, jy te verbly in Christus, sal God vir jou gee. Hy gaan al jou werklike behoeftes, dit wat en hy is 'n goeie Vader. Hy het gesê, wat 'n vader is daar, weet as jou seun vir jou vra vir 'n brood, gaan jy vir hom 'n klip gee. En hy is baie beter as ons. Hy gaan vir ons dit wat ons werklik nodig het, sal hy vir ons gee. En hy doen dit deur Christus. So God die Vader sorg vir ons deur Jesus. Jesus sorg vir al ons ware behoeftes. En dan baie bekende ene waarmee ons afsluit basies. Johannes 14 vers 2 en vers 3. Johannes 14 vers 2 en 3. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle kan weet waar ek is. So Jesus is besig om ons plek by hom gereed te maak. Hy het gegaan om ons 'n plek voor te berei. Hy is besig om alles gereed te maak in sy Vader se huis vir sy bruid om na hom toe te kom. En hierdie is 'n troue bruidegom bruid prentjie, nê?
wat hier gebeur. Ons 'n troue wat plaasgevind het en nou sê hy soos my bruid moet by my vader kom bly. Ek kom in my huis in en hy's besig om te gaan. Hy gaan alles reg so sy dit dan kan kom en by hom kan bly en ons is Christus se bruid. Daar's 'n bruilofsmaal wat voorlê. Hy's besig om alles voor te berei vir ons om by hom te kan wees. So as jy God se kind is Jesus besig om vir jou plek voor te berei. Jy het 'n onverganklike, onbesmette, onverwelke erfenis wat vir jou bewaar word. En Jesus gaan terugkom en hy gaan ons na hom toe vat. En ons gaan saam met hom wees. Dis wat hy nog besig is mee, 2026. Ons plek te berei. As dit klaar was, sou al gekom het. En ek dink Romeine 8, vers 31 tot 39, vat omtrent al hierdie dinge goed saam. Kyk na hierdie gedeelte. Het begin eintlik in vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Van hierdie punt wat ons nou gesê het, dit wat Paulus ook geskryf het in Romeine. En hy het vir 8 hoofstukke lank gesê wat ons als het en hoe Christus ons gered het en ons vergewe is van ons sondes. En hoe ons nou 'n nuwe natuur het en ons in die Gees is. En dan sê hy, wat sal ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het self sy eie seun nie gespaar het nie. Daar's 'n voltooide werk wat ons na kan kyk. Maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? So daar is Jesus wat vir ons sorg vir al ons ware behoeftes. Hy gaan vir ons genadelik alles wat ons werklik nodig het skenk. Vers 33. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat opgewek is, wat ook sit aan die regterhand van God. Daar is Jesus wat regeer. Wat ook vir ons intree, daar is Jesus wat vir ons intree by die Vader as ons hoëpriester. Vers 35. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Daar is Jesus wat ons veilig hou in sy hand. Vers 36. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Christus wat ons bekragtig. Ons help om oorwinnaars te wees, selfs in daai omstandighede. En in vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En daai laaste 2 verse is 'n baie lang manier om te sê niks. Absoluut niks kan ons skei van die liefde van God nie. Waar daar in Christus Jesus is nie. Wat is al wat nie dood of lewend is nie? Laag. Hy gebruik al hierdie dinge om te sê alles, daar's niks wat ons kan skei van God se liefde vir ons in Christus nie. En deel van dit is as gevolg van Jesus se aanhoudende werk. So in 2026 gaan Jesus ons en alles in stand hou. In 2026 gaan hy regeer. In 2026 gaan hy by God intree vir ons, wanneer ons sondig, wanneer ons swak is. In 2026 gaan hy ons in staat stel om vir God te leef, en geestelik te groei, en disippels te gaan maak. In 2026 sal hy ons bewaar in sy hand. In 2026 sal hy vir ons sorg. En in 2026 is hy nog besig om vir ons 'n plek voor te berei. En hy gaan terugkom, en hy gaan ons kom haal, en ons na hom toe neem. So, ons kan onsself verbly in hom in 2026. Ons het rede om blymoedig te wees. Ons hoef nie angstig te wees nie, ons hoef nie bekommerd te wees nie, ons hoef nie te neergedruk te wees nie, want Jesus het reeds gesterf vir ons sondes. Hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van God en hy is besig om te werk. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dank U vir U woord en vir waarheid en dat ons kan leer. Here, dinge wat ons van dit weet en van dit dalk al vergeet het of net nie op ons aandag genoeg opsit nie, Here. Here, help ons om hierdie dinge regtig diep te kan verstaan. Help ons om U meer te kan sien, U meer te kan geniet.
En mag ons dan as gevolg daarvan ons verbly in die Here. En mag U verheerlik word daardeur. Here, ons wat ons blydskap vind in U. Wie U is en wat U reeds gedoen het en wat U besig is om te doen en U wat kom om ons te kom haal om by U te wees eendag. Here, help ons dat hierdie waarhede ons sal help in hierdie jaar wanneer daar moeilike dinge kom. Wanneer ons siek is, wanneer ons moeg is, wanneer ons geloof swak is, wanneer ons val in sonde. Wanneer ons versoekings ingaan, Here. Here, wanneer daar finansiële druk is, wanneer daar pyn is en swaar kry is, Here. Mag hierdie dinge ons help om onsself te kan verbly in daai oomblikke in U en U so te verheerlik. En ons weet, Here, ons is afhanklik van U om dit te doen. Ons is dankbaar, Here, dat U gee vir ons U woord. U gee vir ons U Gees. U gee vir ons U gemeente. En mag ons dus saam met mekaar hierdie gaan uitleef in hierdie jaar. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.